In vandag se les gaan ons nou verder met ons hersiening van faktorisering van die werk wat julle reeds in julle graad 9 jaar gedoen het. In ons eerste lesie het ons nou weer gesien die eerste ding waarvoor ons altyd op die uitkyk is wanneer die vraag is om te faktoriseer, is vir ons grootste gemeene faktor. Dit is altyd baie belangrik dat dit die eerste ding is waarvoor ons uitkyk. Nadat ons gekyk het vir die grootste gemeene faktor, is die tweede ding waarvoor ons altyd op die uitkyk is, uit hierdie algebraïese uitdrukking, of dit dalk die verskil van twee vierkante is. Dit is die tweede ene, vierkante weet ons is ook kwadrate. So in vandag se lesie gaan ons nou weer net hierdie eienskappe van die verskil van twee vierkante hersien en seker maak dat jy weet hoe om dit te faktoriseer. Onthou, faktorisering is 'n baie belangrike basis van die wiskunde, so jy moet baie seker wees dat jy dit goed kan doen. Nou, wat is die eienskappe van die verskil van twee vierkante? Die eerste een, dit is slegs twee terme, soos wat dit sê, twee vierkante, met ander woorde, my uitdrukking het slegs twee terme. Nou, wat is die volgende enetjie? Hulle sê vir my verskil van twee vierkante. Dit beteken hierdie terme word geskei deur 'n minus. So, dit is baie belangrik om dit te raak te sien. Twee terme wat geskei word deur 'n minus. En die derde ding, as ek nou twee terme het en hierdie terme word geskei deur 'n minus, dan moet albei terme volkome vierkante wees. Dit help nie, hulle is nie volkome vierkante nie. As ek twee terme het wat geskei word deur 'n minus, dan moet hulle volkome vierkante of volkome kwadrate wees as ons hulle wil kan faktoriseer. Goed, hoe lyk 'n volkome kwadraat? Kan julle nou nog onthou hoe lyk 'n volkome kwadraat? (16a² is 'n volkome vierkant. Hoekom is hy 'n volkome vierkant? Want 16 is 4 maal 4. Met ander woorde, dit is 'n getal vermenigvuldig met homself. En die volgende enetjie is hierdie 2 is 'n ewige getal. Met ander woorde, hy is deelbaar deur 2. So die oomblik as my eksponent deelbaar is deur 2, dan maak dit hom 'n volkome vierkant. Volgende voorbeeldjie wat ons na kan kyk, is byvoorbeeld 9 op 4, a tot die mag 4, b tot die mag 6. Nou kan ek mos ook weer sien, 9 is 3 maal 3, dit beteken dit is 'n getal maal met homself. So 9 is 'n volkome vierkant of 'n volkome kwadraat. 4 is 2 maal 2, ook 'n volkome kwadraat. En dan kan ek nou weer sien, hierdie 4 en 6 is al twee ewige getalle, met ander woorde, hulle is deelbaar deur 2. Dit maak dat hy 'n volkome vierkant is. Nog 'n voorbeeldjie waarna ons kan kyk is byvoorbeeld 25 x² op y tot die mag 4. Net so kan ek nou sê 25 is mos 5 maal 5. 5 maal 5 is 5 kwadraat, dit maak hom 'n volkome kwadraat. Verder het ek hierdie 2 en hierdie 4, hulle is albei ewige getalle, en dit beteken hulle is deelbaar deur 2. Goed, so nou dat ons weet hoe lyk 'n volkome vierkant of 'n volkome kwadraat, kan ons aangaan met die faktorisering van die verskil van vierkante.
So my vraagie sal vra, faktoriseer die volgende volledig. En die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is a² minus b². Nou gaan ons net weer dink oor ons stappe, né? Die eerste ding waarvoor ons altyd moet soek, is 'n gemeene faktor. Kyk na jou som, het jy 'n gemeene faktor? My antwoord is nee. Goed, die tweede vraag wat ek vra, het ek verskil van kwadrate of verskil van vierkante? Dan sien ek my antwoord op dit is ja, want ek het 'n kwadraat en 'n kwadraat en dit is ewe getalle, so hulle is deelbaar deur 2 en verder word dit geskei deur 'n minus. Met ander woorde, my minus is mos my verskil en ek het 1/2 kwadrate, so ek het die verskil van vierkante. Dan pas ek my reël toe. Die volgende stappie is dan faktoriseer jy en ons pas ons reeltjie toe. Wat sê ons reël nou weer wanneer ons verskil van vierkante gaan faktoriseer? Ons het ons 2 hakkies. Verskil van vierkante is 1 hakkie plus 1 hakkie 'n minus. Die eerste term in elke hakkie is die vierkantswortel van a². Die tweede term in elke hakkie is die vierkantswortel van b². Met ander woorde, as ek my faktorisering doen, dan is dit a plus b, a minus b. En daar het ek hom gefaktoriseer. Goed, tweede voorbeeldjie. 4a² minus 9b². Die eerste vraag wat ek vra, het ek 'n gemeene faktor? As ek kyk na hom, nee, ek het nie 'n gemeene faktor nie. Volgende vraagie, is daar verskil van vierkante? Ja, daar is verskil van vierkante, want hoekom kan ek dit sê? Ek kan dit sê want 4 is 'n volkomme kwadraat en hierdie maggie is deelbaar deur 2. 9 is 'n volkomme kwadraat, sy maggie is deelbaar deur 2, so ek pas my reeltjie toe. Ek het 1 hakkie 'n plus 1 hakkie 'n minus. Die eerste hakkie is die vierkantswortel van 4a² wat vir my 2a gee. Dit is die eerste term in elke hakkie. 9b² se vierkantswortel is 3b. Dit is die tweede term in elke hakkie. OK. Derde voorbeeldjie. 9/16 x² minus 1/4 y². Kom ons skryf net weer mooi vir ons neer. Die eerste vraagie, het ek 'n gemeene faktor? Altyd wat jy vra as jy begin faktoriseer, is daar 'n gemeene faktor? My antwoord op dit is nee. My tweede vraag, het ek verskil van vierkante? Met ander woorde, is daar 2 terme wat volkome vierkante is, wat geskei word deur 'n minus? En as ek daarna kyk, dan sien ek het 2 terme wat geskei word deur 'n minus en al 2 is volkome vierkant, so my antwoord op dit is ja. Dan is my volgende stappie om te faktoriseer. Hoe werk my reël nou weer as ek moet faktoriseer? Is dit reg? Een hakkie het 'n plus, een hakkie het 'n minus. Dus die vierkantswortel van 9 is 3. Die vierkantswortel van 16 is 4. Die vierkantswortel van x² is x. So dit is die eerste term in al 2 van my hakkies. Vierkantswortel van 1 is 1. Die vierkantswortel van 4 is 2. Die vierkantswortel van y² is y. Met ander woorde, 'n half y is die tweede term in elkeen van my hakkies.
Volgende voorbeeld het ek 2x minus 5 se kwadraat minus 1. As ek nou kyk na 2x minus 5 se kwadraat, dan is hierdie een term. Met ander woorde, ek sien hierdie hakkies maak hierdie 'n eenheid, so hy is een term. Hy het 'n kwadraat. As ek nou gaan kyk, eerste vraagie, gemeene faktor? Nee. Tweede vraagie, ek het my eerste term is 'n volkome kwadraat. Hier het ek 'n minus waardeur hy geskei word en 1 is ook 'n volkome kwadraat. Met ander woorde, ja, ek het verskil van vierkante. Hoe gaan my reeltjie werk? Terwyl ek nou reeds 'n hakkie het, gaan ek net blokhakkies gebruik. My reël werk presies dieselfde. Ek het een hakkie plus en een hakkie 'n minus. Nou die vierkantswortel wat ons net nou moet bepaal is die vierkantswortel van 2x minus 5 se kwadraat se vierkantswortel en daai antwoord gee vir my 2x minus 5. So ek het my eerste term in elke hakkie gaan nou wees 2x minus 5, 2x minus 5. 1 se vierkantswortel is 1 en 1. Maar onthou nou, die vraag is faktoriseer volledig, so ons het hom nou faktoriseer, maar verder moet ons hom altyd vereenvoudig. So, ons gaan verder deur hierdie hakkies, binne die hakkies uit te haal, sodat ons gelyksoortige terme kan bymekaar tel, want in wiskunde moet ons altyd vereenvoudig ook. So, in my hakkie het ek nou 2x, minus 5 plus 1 is minus 4. En dan het ek in my tweede hakkie 2x, minus 5 minus 1 is minus 6. Wat kan ons nou sien? Julle het nou al die lesie gedoen oor die gemeene faktor. Wat sien julle nou raak as julle hier kyk? In hierdie hakkie het ons 'n gemeene faktor, want 4 is ook 2 maal 2, so ons het 'n gemeene faktor, wat ons kan uithaal, so ons haal 2 uit, dan bly daar x minus 2 in die eerste hakkie oor. As ons nou mooi kyk na ons tweede hakkie, sien ons het ook 'n gemeene faktor, want hierdie is 2 maal 3, so ek het daai 2 ook as 'n gemeene faktor, so ek kan by hom ook 'n 2tjie gemeenskaplik uithaal, so daar bly x minus 3 in my hakkie oor. Nou kan ek die 2 en die 2 met mekaar vermenigvuldig, so ek het 4x minus 2, x minus 3, en nou is dit my heel finale antwoord van hierdie faktorisering. Kom ons kyk na 'n voorbeeld soos 1/2 minus 8p tot die mag 16. In hierdie geval sien ek nou dadelik, ek het 2 terme wat geskei word deur 'n minusteken, maar half is nie 'n volkome vierkant nie, en 8 is ook nie 'n volkome vierkant nie. So dit bevestig nou vir my in die eerste plek as ek vra, is daar 'n gemeene faktor? Dan bevestig dit vir my dat daar wel 'n gemeene faktor is wat ons kan uithaal, sodat dit wat oorbly moontlik verskil van kwadrate kan wees, want ek het 2 terme wat geskei word deur 'n minus, en ek sien die p tot die mag 16 is wel 'n ewige getal. Goed, so, in die eerste plek gaan ons dan ons gemeene faktor uithaal. Nadat ons nou vasgestel het, ons het 'n gemeene faktor, dan is ons tweede stappie, haal die gemeene faktor uit. So as ek kyk na my gemeene faktor, is my gemeene faktor 1/2. As ek 1/2 uithaal, dan bly hier 1 minus, en onthou, as ek die half uithaal, dan beteken dit 8 gedeel deur 1/2, en dit gee vir my 8 maal met 2 op 1, en dit gee vir my 16. Met ander woorde, nou het ek 16p tot die mag 16 in my hakkies. Ek het my gemeene faktor uitgehaal, en as ek nou kyk,
kan ek nou vir my vra, het ek nou verskil van vierkante in die hakie? Wat is jou antwoord daarop? Dit is reg. Ja, ek het verskil van vierkante, want ek het 'n minus wat daai twee terme skei en verder is hierdie 'n volkomme vierkant 16 is 4 maal 4 wat hom 'n volkomme vierkant maak en daai 16 is 'n ewige getal, met ander woorde hy is deelbaar deur 2, so ek het verskil van vierkante. Met ander woorde, ek gaan my reël toepas. Verskil van vierkante, een hakie het 'n plus, een hakie het 'n minus. Die vierkantswortel van 1 is 1. Die vierkantswortel van 16p tot die mag 16 is 4p tot die mag 16 gedeel deur 2 is 8. En dan het ek in my tweede hakie ook 4p tot die mag 8. Onthou jou vraag is altyd faktoriseer volledig, so die oomblik as jy klaar 'n stappie gedoen het, moet jy seker maak of jy kant en klaar is. Want as ek nou mooi kyk, kan ek nou nog hier sien, ek is nog nie kant en klaar nie. Want wat sien ek in hierdie tweede hakie? Ek sien hierso is 1, 2 terme, hulle word geskei deur 'n minus, verder sien ek hierdie is 2 maal 2 en hierdie is ook 'n ewige getal, met ander woorde, ek het nog weer verskil van vierkante. So ek kan hom verder faktoriseer. Reeltjie wat ek toepas, 1 hakie plus, 1 hakie minus. Die vierkantswortel van 1 is die eerste term in elke hakie. Die vierkantswortel van 4p tot die mag 8 is 2p tot die mag 4. 2p tot die mag 4. En dit is nou my finale antwoord, want as ek nou weer gaan kyk na hierdie laaste hakie, dan sien ek nou wel, dis 1, 2 terme wat geskei word deur 'n minus, maar hierdie 2 is nie 'n volkomme vierkant nie. So ek kan nou nie verder gaan nie en ek het niks wat ek verder kan uithaal nie. Met ander woorde, ek kan geen ietsie daar verder doen nie, so hierdie is my finale antwoord. Laaste voorbeeldjie wat ons doen, dan kan jy aangaan met jou huiswerk, is 4x kwadraat, x minus 2, plus y kwadraat 2 minus x. Kyk, eerste vraag, het ek 'n gemeene faktor? Hoe lyk dit vir jou? Het jy 'n gemeene faktor? Ek sien moontlikheid van 'n gemeene faktor. Die hakies lyk min of meer dieselfde, maar hulle tekens verskil net, so ek gaan my teken verander reël toepas. Daai word dan, die plus word dan 'n minus y kwadraat en die 2 in die hakie ruil om. Nou sien ek, ja, ek het 'n gemeene faktor. So wat gaan ek doen? Ek haal my gemeene faktor uit. As ek my gemeene faktor nou uithaal, dan word dit x minus 2, dan bly daar oor 4x kwadraat minus y kwadraat. Nou vra ek vir myself, het ek nou dalk verskil van vierkante? As ek nou in my tweede hakie kyk, wat sien ek daar? Ek sien 1, 2 terme wat geskei word deur 'n minus en hulle is albei volkomme vierkante, so my antwoord op dit is ja. Dan gaan ek faktoriseer deur my reël toe te pas vir die verskil van vierkante. Met ander woorde, ons proses is nou om dan die laaste faktorisering te doen. So x minus 2 bly dieselfde. Vir die laaste verskil van vierkante het ek my 2 hakies, 1 hakie plus, 1 hakie minus. 4 se vierkantswortel is 2, x kwadraat sin is x. Eerste term in al twee my hakies, y kwadraat se vierkantswortel is net y, en dit is dan my finale antwoord, want ek het so ver as moontlik gefaktoriseer.
Jy kan hierdie lesie nou lekker inoefen deur al jou huiswerk sommetjies te voltooi.